Goeiemôre almal, Vrydagoggend. Vandag is dit die 16de Januarie, jaar 2026, 'n lieflike dag deur Abba geskenk aan ieder en elkeen van ons. My naam is Sonja Gerber. Vanoggend gaan ons so 'n bietjie gesels rondom tiende. Nou, een van die Here se opdrag is dat sy kinders 'n tiende van hulle verdienste moet gee, sodat die priesters wat in die tempel diens doen ook 'n inkomste kan hê. Aan die opdrag koppel die Bybel ook beloftes. Trouwens, aan alle opdragte van die Here is daar 'n belofte gekoppel. Wat gelowiges egter nooit mag doen nie, is om hierdie opdragte van God nie te gehoorsaam nie, en dan as ons dit gehoorsaam, met die doel dat ons die Here naderhand kan manipuleer, en vir hom sê, maar u het dit gesê in u woord. So maak die Fariseërs dan in Jesus se dag, as hy op die aarde wandel, ons verdien niks nie, al doen ons ook wat. Dat God vir ons sorg, bly net pure genade. Maar kom ons gaan lees aan God se woord rondom 'n tiende. Genesis 14 vers 18 tot 20. En Melchisedek, die koning van Salem, wat 'n priester van God die Allerhoogste was, het brood en wyn gebring en hom geseën en gesê, geseënd is Abraham deur God die Allerhoogste, die skepper van die hemel en aarde. En geseënd is God die Allerhoogste wat u vyande in die hand gegee het. Toe gee hy hom die tiendes van alles. 'n Opdrag van God. Dan Nehemia 10 vanaf verse 34 tot 39. En ons, die priesters, die leviete en die volk het die lot gewerp oor die lewering van hout, om dit volgens ons families op vasgestelde tye jaar vir jaar te bring na die huis van onsse God, om vuur te maak op die altaar van die Here onsse God, soos geskrywe staan in die wet, en om die eerstelinge van ons grond en die eerstelinge van allerhande vrugtebome jaar vir jaar in die huis van die Here te bring, en om die eersgeborenes en ons seuns en van ons vee, soos wat daar geskrywe staan in die wet, en die eersgeborenes van ons grootvee en ons kleinvee te bring in die huis van onsse God, vir die priesters wat diens doen in die huis van onsse God, en dat ons die eerstelinge van ons grove meel en van ons offergawes en van die vrugte van allerhande bome van mos en olie sou bring, vir die priesters in die kamers van die huis van onsse God, en die tiendes van ons grond vir die leviete, terwyl hulle, die leviete, die tiendes sou invorder in al ons landboustede. En die priesters, die seun van Aaron, moet die leviete wees, en die leviete die tiendes invorder, en die leviete moet die tiende van die tiendes na die huis van onsse God bring, in die kamers van die skathuis. Want in die kamers moet die kinders van Israel en die kinders van Levi die offergawes van koring, mos en olie bring, omdat die gereedskappe van die heiligdom en die diensdoende priesters en die poortwagters en die sangers daar is, want ons wou die huis van onsse God nie verwaarloos nie, halleluja. Dan Maleagi 3 vers 10, 'n baie bekende gedeelte, bring die hele tiende na die skathuis, sodat daar spys in my huis kan wees, en beproef my tog hierin, sê die Here van die leerskare, of ek vir julle nie die vensters van die hemel sou oopmaak, om op julle 'n oorvloedige seën uit te stort nie. My laaste gedeelte kom uit Lukas 11 vers 42, maar wee julle Fariseërs, want julle gee tiendes van die kruisement en van die wynryk en elke groentesoort, en julle verwaarloos die reg en die liefde tot God. Hierdie dinge behoort julle te doen, sonder om dit na te laat, halleluja. So kom ons voer net God se opdrag uit. Dit is al wat ons moet doen, en dan sal hy ons seën, halleluja. Almagtige God, Hemelse Vader, Here, baie dankie vir die woord wat so kragtig is, Here, met ons spreek weer eens vanoggend. Here, al wat u soek is gehoorsaamheid, dis al. Here, dat ons gehoorsaam sal wees aan dit wat u vir ons sê, die opdragte wat u vir ons gee in u woord, en dat ons net gehoorsaam sal wees. En ons loof u, ons prys u, ons eer die groot en heilige naam, halleluja, amen.